Ons skriflesing vanoggend is uit Genesis 37. Genesis 37. Ons gaan daar lees van vers 1 tot 11. Genesis 37 vers 1 tot 11. Ons het begin met 'n reeks oor Josef se lewe en ons gaan nog vir so 'n rukkie daarmee aangaan totdat lydenstyd begin. So ek het u laas uitgenooi om sommer in die eie persoonlike Bybelstudietyd of stilte tyd of as 'n gesin in u huisgodsdiensttyd sommer so saam te begin deurlees deur Josef se storie. So as jy gedoen het jy nou al begin by Genesis 37, want dit is waar die storie nou eintlik afskop, die storie van Josef. So Genesis 37 vers 1 tot 11. En lees ons saam vanoggend, en dit is die storie van Josef waar hy begin en waar hy sy waar ons vertel word hoe hy saam met sy broers gewoon het. Josef en sy broers, ek lees uit die 2020 vertaling, Josef en sy broers het gewoon in die land waar sy vader 'n vreemdeling was, in die land Kanaan. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Jakob was as 17-jarige seun 'n skaapwagter by die kleinvee saam met sy broers. Hy was 'n jong seun saam met die seuns van Bilha en Silpa, sy vader se vroue. Josef het vir hulle vader die slegte gerugte oor hulle gebring. Israel was lief vir Josef meer as wat hy vir al sy ander seuns was, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Hy het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. Sy broers het opgemerk dat hulle vader lief was vir hom, meer as vir al sy broers. Hulle het 'n weerstand in hom gekry en kon nie vriendelik met hom praat nie. Josef het 'n droom gehad en hy het vir sy broers vertel. Hulle het toe 'n nog groter weerstand in hom gekry. Hy het vir hulle gesê, luister asseblief na hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind in 'n stuk land, toe my gerf skielik regop kom en ook bly staan. En kyk, julle gerwe kom toe daar rondom myne saam en buig diep voor my neer. Sy broers het vir hom gesê, gaan jy regtig oor ons koning wees? Gaan jy regtig oor ons heers? Hulle het toe 'n nog groter weerstand in hom gekry weens sy drome en sy woorde. Hy het nog 'n ander droom gehad en dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het sowaar weer 'n droom gehad. Kyk, die son en die maan en 11 sterre het diep voor my gebuig. Toe hy dit vir sy vader en sy broers vertel, het hy sy vader hom tereggewys en vir hom gesê, wat is hierdie droom wat jy gehad het? Moet ons, ek en jou ma en jou broers, regtig kom en teen die grond diep voor jou neerbuig? Sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Kom ons bid saam. Here, as ons hierdie stuk lees, dan sien ons eintlik so baie van ons lewe om ons en van die interaksie van mense en die maniere waarop mense reageer en waarop ons self partykeer reageer. Here, ons bly in 'n sondige wêreld en ons is vasgevang. Ons moet deel daarmee. Ons moet leef hierin. En tog gee jy vir ons die genade om dit te doen as u kinders. U gee vir ons die genade om as u kerk hier te staan. En om hierdie wonderlike voorreg te hê om as kerk van die Here Jesus hande te vat, versterk te word, opgebou te word. En dankie daarom, Here, vir u woord. Ek bid vanoggend dat soos wat ons bietjie ontgin hier in Josef se storie, 'n bietjie verder ontgin, dit meer en meer vir ons sal begin aangryp om te sien hoe u met hom gewerk het, maar ook watter besonderse mens hy was. Here, en ons weet, net op dieselfde manier werk u met elke een van ons. En is ons almal ewe besonders en belangrik in u voor u oë. En dankie daarvoor. Dit is genade, Here.
En daarom bid ek nou, Here, dat ons sal kan met oop ore, met oop verstande en met oop harte die woord kan laat insink in ons gees en in ons siel en in ons werke as ons hier uitstap. In Jesus naam. Amen. Josef as volharder. Josef as volharder. Het jy al 'n wedloop in jou lewe gehardloop? Jy weet, ek hou nogal daarvan om te hardloop. Of kom ek sê, ek het daarvan gehou om te hardloop. So 'n paar somers en winters het verbygegaan en die hardloop deel het so 'n bietjie getaan, maar na aanleiding van Dominee Egbert se opmerkings het ek besef, die druk is daar en ek sal dit net weer moet opneem en begin. Nee, dis dan nie heeltemal waar nie. Ek wil vreeslik graag weer aan die hardloop kom. Ons was net in omstandighede waar dit so 'n bietjie moeilik gemaak het die laaste jaar. Maar hardloop, ek weet nie wie van julle het al aan 'n wedloop deelgeneem met hardloop of met fietsry of aan 'n wedstryd deelgeneem in rugby of netbal of golf of rolbal dalk. Ek wil nou nie begin om julle lys name hier op te noem nie, maar aan iets deelgeneem. En hoeveel keer het jy al in daai proses besef, ek kan nie nou meer voortgaan nie. Jy hardloop en miskien sal Hendrik met my saamstem, jy hardloop 'n wedloop en dan hierop, sê maar jy hardloop 'n 20 km wedloop en dan hierop 15 km, 16 km en veral op 18 km voel jy regtig, wat is fout met my? Hoekom het ek gedink ek kan dit doen? Is ek regtig lus om nog aan te gaan? Wil ek nog verder pyn verduur? En jou bene kramp en alles is seer en jy kry nie meer asem nie. En dan is dit asof daar skielik iets in jou kop loskom en jy besef, gaan ek regtig nou ophou? Of dan gaan nie iets in jou kop gebeur, nie iets in jou kop nie en jy hou op. Dit het met my al 'n paar keer gebeur. Nie noodwendig altyd in 'n wedloop nie, maar baie keer in 'n oefensessie. Of vanoggend, jy het beplan, ek gaan nou vanoggend so ver hardloop, ek gaan hierdie oefeninge doen, ek gaan dit doen, ek gaan dat doen. En dan, as jy moet begin oefen, dan gebeur dit nie, dan is die lus nie daar nie, is die entoesiasme nie daar nie, is die motivering nie daar om dit te doen nie. En dan hou jy maar op. Ek gebruik nou maar 'n wedloop as die voorbeeld. Daar's 'n atleet, Camille Herren. Sy is 'n 100 myl ultra marathon atleet. Dit is te ver van my kop om net eers te dink dat 'n mens dit kan wil doen. 100 myl ultra marathon atleet. Sy het, om die waarheid te sê, hou sy die rekord vir 'n wedloop van 248 myl, wat sy in 48 uur voltooi het. Camille Herren het in haar heel eerste wedloop, wat sy ultramarathon begin hardloop het sy op die 60 myl merk. Nou julle weet, die 60 myl merk, vir die van julle wat Comrades hardloop, is die Comrades, nee? Dan is die Comrades verby. Toe het sy nog 40 myl oor, en sy kom op die 60 myl merk, en sy sê, maar ek kan nie meer nie. Die pyn is te erg. Ek is gedehidreer. Sy bring op, sy sien visioene en dinge voor haar oë, en sy besluit, this is it. Hierdie was nou nie die beste idee in my lewe om te probeer om hierdie ding te doen nie. En sy quit, sy gee op. Sy gaan lê en sy sê, dis verby. Maar so, hier seker later, staan sy weer op en sy begin daarom nou 'n bietjie asemhaal en nou sit sy daar. Sy het nou klaar gequit. Sy het klaar gesê ek is uit die reis uit, ek is uit die wedstryd uit, wedloop uit. Ek gaan nou nie aan nie.
En sy sit daar en sy kyk na die ander atlete en sy sien hoe hulle almal maar verbykom met dieselfde pyne en dieselfde dinge en dieselfde siek wees en dieselfde versoeking om op te hou. Maar hulle gaan staan, hulle drink water, hulle drink 'n bietjie sop, doen wat hulle ook al doen daar, en hulle gaan aan. Hulle hardloop aan. En dit het haar kop geswaai, en sy het gesê, as hulle dit kan doen, kan ek dit ook doen. En die volgende jaar wen sy met 'n rekord. Sy hou tans iets soos 48 rekords, 12 wêreldrekords, sorry, ek het nou die 48 van die 48 uur, 12 wêreldrekords vir ultramarathons, onder andere die Comrades, 12 wêreldrekords vir ultramarathons. Ongelooflike storie van uithou en aanhou en aangaan ten spyte van. Ek wil vanoggend 'n bietjie gesels oor daai goed waarop ons terugkyk in ons lewens en sê, het ek nie maar nie. Het ek nie maar nie. Het ek nie maar daai kursus klaargemaak nie. Het ek nie maar aangehou met oefen en nie verniet 'n gymkontrak vir 'n jaar betaal nie. Het ek nie maar aangehou probeer totdat ek geslaag het met daardie resep nie. Het ek, kan die jong mense vanoggend sê, en hulle kan dalk so voel, nie maar aangehou probeer met daardie ou of daardie buisie nie. Het ek nie maar aangehou met swat of oefen vir die span nie. Het ek nie maar net aangehou met glo, met vertrou, met bid. Het ek nie maar net aangehou nie. Waarmee sal jy vanoggend in jou lewe die het ek maar nie voltooi? Daar is 2 spreuke wat sê, spyt kom altyd te laat en retrospeksie is die beste leermeester. Dit is natuurlik 'n fyn lyn ook, nee, om te onderskei wanneer is iets nou nie regtig die moeite werd om jou aan te hou nie, of wanneer is jy so naby aan die deurbraak dat jy moet aangaan daarmee. Daarvoor het ons wysheid nodig. Soms is dit beter om jou verliese maar te tel en te dra, as om 'n dooie perd weer aan die lewe te probeer kry. Maar ek wil vanoggend 'n bietjie praat oor die voorbeeld wat Josef vir ons stel as 'n volharder. En ek wil spesifiek fokus op ons geloofsdimensie daarvan. Ons is tans wat ons nou in grand kerkterme noem Epifanie Sondag. Epifanie Sondag gebeur na Kersfees, en wanneer ons bietjie kyk na wat is die betekenis van Jesus se koms na die aarde vir ons lewe op 'n praktiese manier. En as ons nou kyk na Josef as 'n tipe van Jesus, waarop ek volgende week bietjie meer gaan stilstaan rondom die nagmaal, sien ons iets van hierdie betekenis wat Josef in ons lewens vir ons kan beteken vandag in 2025. Ek het self in my eie lewe na baie jare van tref en probeer tot die absolute oortuiging gekom dat wanneer my geestelike lewe solied is, wanneer ek weet wie my bron is en God met my hele, let wel, met my hele lewe vertrou, God my paie in die regte rigting sal neem. En daarom wil ek vanoggend so 'n paar gedagtes met jou deel oor Josef en hoe hy as 'n aanhouer, as 'n volharder, God se droom vir hom bereik het. Verlede week het ons so 'n bietjie gereflekteer op ons drome en dit wat God in ons geplaas het. Uit Josef se lewe leer ons dat ons drome bereikbaar is, behaal kan word en moontlik is wanneer ons volhard. Wanneer ons aanhou ten spyte van. So daarom is ons tema vanoggend Josef as volharder. Lees saam met my weer net so 'n paar verse oor
in 'n oorsig oor die lewe van Josef. Genesis 37 vers 6 tot 9. Hy het vir hulle gesê, luister asseblief na hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind in 'n stuk land, toe my gerwe skielik regop kom en ook bly staan, en kyk, julle gerwe kom toe daar rondom my saam en buig diep voor my. Ek kan maar aangaan, Johan. Sy broers het vir hom gesê, gaan jy regtig oor ons koning wees? Gaan jy regtig oor ons heers? Hulle het toe 'n nog groter weerstand in hom gekry, weens sy drome en sy woorde. Hy het nog 'n ander droom gehad en hy het vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het so waar weer 'n droom gehad. Kyk, die son en die maan en 11 sterre het diep voor my gebuig. Genesis 41 vers 1, as ons so gou so 'n bietjie vorentoe spring. Na verloop van 2 jaar het die farao gedroom. Julle onthou, daar nou 'n groot klomp goed gebeur in Josef se lewe. Hy het vir Potifar gewerk, is in die tronk gegooi, hy het 'n droom uitgelê. Nou het die koning 'n droom gehad. Die saak was goed in die oë van die farao en al sy dienaars, en die farao het vir sy dienaars gevra, sal ons so iemand vind, 'n man in wie die gees van God is? Toe sê die farao vir Josef, nou dat God dit alles aan jou bekend gemaak het, daar is niemand so verstandig en wys soos jy nie. God sal jy self die hoof van my hofhouding word, en aan jou bevele sal my hele volk gehoorsaam wees. Net wat die troon betref, is ek jou meerdere. Die farao het toe vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe haal hy farao sy seelring van sy hand af, en hy sit dit in Josef se vinger. Hy het vir hom linneklere laat aantrek, 'n goue ketting om sy nek gehang. Hy het vir Josef laat ry op die tweede strydwa wat aan hom behoort, en daar is voor hom uitgeroep, gee pad. So het hy hom oor die hele Egipte land aangestel. Die farao het vir Josef gesê, ek is die farao, maar sonder om jou in ag te neem, mag niemand in die hele Egipte land 'n hand of 'n voet lig nie. Josef het die Egipte land deurreis. Hy was 30 jaar oud toe hy die koning van die farao in diens van die farao getree het, die koning van Egipte. Hy het van die farao af vertrek en die hele Egipte land deurkruis. Die land was in 7 jaar van oorvloed volop voedsel gelewer. Hy het al die voedsel wat daar in die 7 jaar in Egipte land was bymekaar gemaak. Hy het die voedsel in die dorpe ingebring. Die voedsel van die dorpse landerye wat daar rondom was, het hy daar ingebring. Josef het graan opgegaar soos die sand van die see, besonder baie, totdat hy opgehou het om dit te tel, want dit was ontelbaar. En dan ons laaste vers, ek wil net so vinnig deur 'n stukkie van Josef se storie geneem het gehou. Josef was die heerser oor die land. Hy was die een wat aan al die mense van die land graan verkoop het. Josef se broers het daar aangekom en hulle het diep voor hom neergebuig met hulle gesigte na die grond. Josef se droom word bewaarheid. 'n siklus word voltooi. Hierdie droom van hierdie jong, verwaande tiener word voltooi. Die rede, Josef het volhard. Josef het volhard. So in die eerste plek, Josef volhard deur die toetse en die versoekings. Josef volhard deur die toetse en die versoekings. In hierdie lewe gaan ons dikwels moet sterk staan teen die aanslag van die lewe. Ons word getoets op vele vlakke, terreine, daagliks. Die versoekings gaan gedurig, daagliks oor ons pad kom. Ek het nou nie tyd vanoggend om regtig in detail in te gaan nie, maar ek dink daar aan daai oomblikke wanneer ons dalk nie lus is om iets te doen wat gedoen moet word nie. Of wanneer ons onder die versoeking is om te skinder van iemand, of iets te sê
op 'n oomblik waar dit nie opbouend is nie. Dink net aan die versoeking wat jy dalk so baie keer op 'n dag oor jou pad kan kom om nie lief te hê nie. Na aanleiding van ons refleksie vanoggend, om nie lig te wees nie, maar eerder in die donker weg te kruip. Beter as mense nie weet nie. Josef leer ons wat dit is om die versoeking te weerstaan. Kom ons gaan gou terug na hoofstuk 39. Hier lees ons hoe Josef aan Potifar, 'n paleisamptenaar, as slaaf verkoop word. En ek wil hê jy moet jouself vir 'n oomblik in Josef se skoene sit. Hoe Josef gereageer het op daardie oomblik. Hoe het hy gereageer op daardie oomblik? Dink net vir 'n oomblik, hoe ons vlees, ons menslike natuur, ons menslike reaksies sou gereageer het as ons in so 'n situasie sou geland het. Hoe sou ons gereageer het? Wat doen Josef, vers 2 tot 6? Die Here was met Josef en hy was 'n suksesvolle man. Hy was werksaam in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar. Toe sy eienaar merk dat die Here met Josef is en dat die Here alles wat hy doen laat slaag deur sy hand, het Josef guns gevind in sy oë en sy persoonlike bediende geword. Hy het hom aangestel oor sy huishouding en alles wat aan hom behoort, het hy onder Josef sy beheer geplaas. Vandat hy hom in sy huishouding en alles wat hy besit het aangestel het, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Die seën van die Here het gerus op alles wat aan hom behoort. In Josef se hande het hy dit in Josef se hande gelaat. Met hom daar het hy hom met niks bemoei nie, behalwe met die kos wat hy eet. Wat doen Josef? Josef werk hard en vertrou die Here in sy omstandighede, maar dan sien ons hoe die vrou van Potifar vir Josef probeer verlei. Hy staan dit teë en hy word in die tronk gegooi. Onregverdig. Hoe sou jy dalk hierdie keer gereageer het? Onregverdig in die tronk gegooi. Dalk het dit al met jou gebeur, dat jy hard gewerk het en dan word jy sommer net of oorgesien vir 'n pos, of jy kry nie die verhoging wat jy glo jy moes gekry het nie, of iets dergeliks gebeur. Dalk is jy al in die rug gesteek deur 'n vriend of 'n familielid, 'n werknemer of selfs 'n werkgewer. Weer stel Josef 'n voorbeeld en weer gaan hy aan, positief, sy oë gefokus op Jesus. Hy doen sy deel en hy werk hard. En weer lees ons hoe die Here met Josef is en hoe hy aangestel word in die tronk en alles beheer in vers 23. En tog is dit nog nie oor nie. Mense sou dink, goed, nou gaan hierdie storie 'n goeie draai maak, soos 'n lekker romcom fliek. Dit was nou 'n bietjie bad, maar nou gaan daar iets gebeur en nou gaan ons die hoogtepunt van hierdie storie lees en helaas word Josef, nadat hy goed gedoen het aan hierdie medegevangenes van hom, en hy pleit vir 'n kans van geregtigheid, net daar in die tronk vergeet, deur 'n ander man se kortsigtige selfsugtigheid. Josef gee nog steeds nie op nie, hy volhard onder die versoeking om verbitter te raak, onder die versoeking om hierdie man te begin vloek en te skel en ons weet nie wat alles nie, of dalk enige ander reaksie wat jy dalk dink jy sou mee opgetree het en wat ons dalk sou doen. En vir 2 jaar stel Josef steeds die voorbeeld totdat die farao droom. En wat doen Josef? Nee, hy word nie aangestel en gaan geniet die lewe nie. Josef word nie aangestel en hy gaan geniet die lewe nie. Nee, hy spring in en hy werk. Baie keer dink mense, hulle het nou gearriveer en hulle is nou net die bootjie wanneer iets goeds oor hulle pad kom. Josef weerstaan egter hierdie versoekings, want hy weet en hy bely en hy getuig dat dit God is wat hom gebring het waar hy is
en met hom was hierdie hele pad wat hy gestap het. Hy het hard gewerk sonder ophou. Ja, Josef beer volhardend voort, want hy weet, God se droom vir hom is nog nie vervul nie, en daarom hou hy aan. Hy volhard, hy stop nie. Hy slaag in dit wat hy beplan het met die Here se wysheid, en hy red nie net vir Egipte nie, maar God se volk. En uiteindelik buig sy broers voor hom en erken hom as die tweede in bevel van Egipte, as heerser. Sy droom word bewaarheid, sy broers buig voor hom. Wat sien ons by Josef wanneer dit gebeur? Josef spring nie op en af en skree, yes, dit het nou gebeur nie. Julle slegte, dit en dat se mense, kyk wat die geregtigheid het geskied en gaan aan nie. Nee. Nederige aanvaarding van God se plan vir sy lewe. Weereens sien ons nie die normale menslike reaksie nie, maar iets wat net deur die Heilige Gees moontlik is. Hy raak nie verwaand nie, hy neem nie wraak nie, en hy gee aan God al die eer. Die versoekings was volop op Josef se pad om in te gee, om anders te reageer en om op 'n hoopie te gaan sit. Josef volhard. Hy volhard. Hy gee nie toe aan die vlees se versoekings nie, maar hy hou aan. Hy hou aan. Dit is hoe God se planne vir jou realiseer. Of jy 'n boer is, of jy 'n sakeman is, 'n huisvrou, of 'n dominee is. Dit is hoe ons as Christene slaag om lig te wees en hoe ons as kerk ons doel vervul om God se lig en sy leifvore hier op aarde en in ons dorp te wees. In die tweede plek, Josef volhard wanneer hy vergeet word. Dalk het jy ook al gevoel of jy vergeet is. Dalk het jy ook al gedink dat God jou vergeet het. Dalk het jy al gedink dat jy vergeet is as jy nie daai bevordering kry nie, of daai verhoging, of daai posisie waarna jy gemik het nie. Dalk voel jy as jong mens so, as jy nie jou lewensmaat kry nie, of as 'n paartjie nie kan swanger raak nie. Of dalk voel dit vir jou, of almal jou vergeet het, nou dat jy 'n senior volwasse persoon is. Of as jy nie die span gehaal het nie. Josef het al die rede gehad om so te voel. Hy is amper in die put vergeet. Hy is in 'n vreemde land as 'n slaaf vergeet. Hy is in die tronk vergeet. Josef volhard egter en gaan doelgerig voort. Hy begrawe nie God se drome vir homself en God se volk nie, en daarom getuig hy op die einde, God het my hiernatoe gelei, my vooruitgestuur om sy volk te red. Ons noem dit, hierdie tye, ek noem dit baie keer die wagkamertye. Josef het besef dat hy sy wagkamertye moet benut, en daarom werk hy hard, tel hy ondervinding op, en gee sy alles in daai tyd. Josef vertrou op God, en God seën, nie net vir hom nie, maar die mense wat ook saam met hom in sy diens staan. Psalm 23 vers 5 roep Dawid dit uit wanneer hy hierdie waarheid in sy eie lewe besef. My beker loop oor, in vers 6, net goedheid en trou en liefde sal my volg, al die dae van my lewe. Letterlik staan daar, sal my agterna sit. Hoekom? Want hy vertrou op die Here. Josef volhard deur sy vergeettye, sy wagkamertye, om vir ons te kom wys, ons kan en moet net aanhou, want dit is hoe ons gevorm word, om te word wie ons moet wees, om te kan doen wat ons moet doen in God se droom vir ons. Gaan dit weer sê. Dit is hoe ons gevorm word, om te word wie ons moet wees, om te kan doen wat God se droom vir ons is. Josef volhard in die derde plek in sy geloof. Josef was die atleet wat nie toegelaat het dat sy brandende, krampende bene hom uit die wedloop hou nie. In Hebreërs 12 vers 1 tot 3, met so 'n magtige skare rondom ons, toeskouers rondom ons,
om ons in die wedloop van die geloof dop te hou. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, die oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volëinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God, op die troon. Dink aan hom wat soveel vyhandigheid van sondaar mense deurstaan het. Dan sal julle nie uitsak en tou opgooi nie. Vers 12 tot 13, versterk daarom daardie hande wat slap geword het, en die knieë wat knak, en maak julle hartloopbane reguit. Dan sal die lam ledemate nie ingee nie, maar eerder beter word. Josef volhard in sy geloof. Hy hou aan om hierdie wedloop te hardloop. Ek het in die begin genoem dat ons geloof in God, ons geestelike lewe, ons lewe in Jesus, is dit wat ons laat slaag in ons totale, algehele lewe. Wat beteken dit? Dit beteken om nederig te word voor God en te erken, ek weet nie alles nie. In my eie lewe is ek nie tot alles in staat nie. Ek het die Here nodig. Ek het die Here nodig. Dit is wanneer ons in afhanklikheid van die Here gelei word op die regte paaie vir ons en wanneer ons kan voortgaan, ons oë gerig op die doelwit. Ons oë vasgenaal op Jesus is hoe ons hierdie lewe leef. Vasberade, volhardend, vorentoe sonder om af te wyk. Spreuke 4 vers 25 en 27 in die Nuwe Lewende Vertaling. Kyk reguit vorentoe, bly gefokus op wat voor jou is. Merk jou pad vir jou duidelik af, dan sal jy seker wees waarheen jy gaan. Moenie links of regs van jou koers afwyk nie. Bly weg van wat verkeerd is. God het geweet, Josef het geweet, hy kan nie doen wat hy doen op sy eie nie. In Genesis 41 vers 16 getuig hy teenoor die farao, nee, ek kan nie, dis nie ek wat jou droom kan uitlei nie, dis nie my vermoë nie, antwoord Josef, maar God kan die verklaring gee. Hoe doen ons dit? Hoe leef ons so, met ons oë gerig op Jesus? Hoe volhard ons? Hoe hou ons aan om te besef, ek kan myself nederig voor die Here stel en om sy hulp vra. Ons doen dit deur gebed, om aan te hou met bid, totdat daar 'n deurbraak kom. Volhardende gebed. Lukas 18 vertel Jesus die gelykenis van die weduwee wat nie ophou totdat sy kry waarvoor sy aangevra het. En dan vra Jesus die vraag of God nie ook sal laat reggeskied aan sy kinders nie. Die interessante is dat as jy nou so deur die verhaal van Josef lees en sy lewe lees, dat dan nêrens genoem word dat soos met baie van die ander geloofshelde, hy gebid of offers gebring het of ensovoorts nie. Dit lyk op die oog af of Josef was net, hy is die ou met die goue lepeltjie nie. Hy was net 'n suksesvolle man. En tog skroom Josef nie om te getuig dat dit God is wat hom vasgehou het, hom in staat gestel het en hom gelei het nie. Dus was hy baie naby aan God en moes dus baie met die Here gepraat het te midde van sy storms, te midde van sy wagkamers en sy daaglikse werk. En later lees ons hoe hy as 'n gesinsman word en dis 'n gebalanseerde regeerder en bestuurder word. Josef se verhaal is vir ons vol inspirasie. Hy wys ons, letterlik hy wys ons wat dit beteken om te volhard. Om te volhard te midde van die toetse en versoekings van die sondige wêreld waarin ons vasgevang is. Om te volhard wanneer jy vergeet word. Om te volhard in jou geloof. Vanoggend wil ek ons bemoedig en ons almal dat wanneer dit voel of enige iets in jou lewe te veel raak of die storms te fel raak en die versoekings
dalk en die toetse te groot is, en die nimmer eindigende routine, omdat jy vergeet is, te uitputtend, God by ons is, en dat dit deur sy krag alleen is, wat ons kan doen wat ons doen, en waardeur ons kan volhard, soos Josef. Vanoggend wil ek ons vermaan om nie moed op te gee nie ons oë van Jesus af te haal nie, en nie op te hou om in ons geloof te volhard nie. Vanoggend wil ek ons aanmoedig om te bly volhard, nie net in jou lewe in die algemeen nie, maar in jou visie, in jou droom, en veral in jou geloof, in jou gebede, en om te volhard in jou verhouding met Jesus. Josef het tot aan die einde volhard in sy verhouding met God en sy geloof in God wat in beheer is. Toe dit sleg gegaan het en toe dit voorspoedig gegaan het hy volhard in sy geloof. Daarom volhard soos Josef. Wees getrou. Werk hard. Glo standvastig en hou jou oë op Jesus. Amen. Here, dankie vir Josef in die woord. Here, ons leef in hierdie lewe, Here, so baie keer platgeslaan, oorweldig, bekommerd. Ons kyk so baie keer, Here, na dit wat rondom ons gebeur, en vergeet, Here, dat U is in beheer. Ons vergeet so maklik, Here, dat ons in 'n wedloop is op hierdie aarde na die ewigheid. Here, ons vergeet so maklik die drome, die goed wat U in ons geplant het, en die plek waar U ons gesit het. Here, en daarom bid ek vanoggend, help ons Heilige Gees en steek weer daai vlammetjie aan in ons, om met geloofsgetroue volharding aan te hou. Here, help ons om werklikbaar, net as ons môre uitstap, lig, lewe, watervore te wees, van U liefde, U goedheid, U genade, wat ons vanoggend weer kon ervaar, net omdat U vir ons so lief het. Here, dankie dat dit nie verdienste is nie, dankie dat dit nie enige iets is wat uit ons eie hand kom nie, omdat ons so oulik is nie, maar Here, dat dit juis is te midde van alles wie ons baie keer is. Dankie, Here, vir U goedheid en U liefde in Jesus naam. Here, wees nou met elkeen as ons hier uitstap vanoggend. Lei elkeen se pad. Help elkeen om hulle oë gerig te hou vorentoe en nie van koers af te wyk nie. En aan te hou totdat ons eendag die kroon behaal saam met U en saam met U is in Jesus naam. Amen.